Goeiemôre Beacon familie en welkom by ons aanlyn diens. Ons is besig met die preekreeks Ongemak. En my gebed vir ons vanoggend is dieselfde gebed wat Paulus vir die mense van Thessalonika gebid het. In 1 Tessalonisense 5 vers 24 of 23 bid hy: En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Kom ons loof die Here Jesus Christus deur saam te sing. Is jy gemaklik? Wel, maak jouself reg. Want die reis waarop ons gaan dalk baie meer uitdagend wees as wat jy ooit kan dink. Maar dit sal meer belonend wees as wat jy ooit kan droom. Ons is besig met 'n reeks ongemak. En hierdie reeks van ongemak spreek dinge in ons geloof aan en dinge oor hoe ons Jesus volg. Wat baie keer dit moeilik maak om 'n Christen te wees. En Theo het ons laasweek afgeskop met hierdie reeks en ek wil jou uitdaag as jy dit nog nie gesien het nie, gaan kyk dit. Maar hy het ons uitgedaag met 'n paar stellings wat hy gemaak het om hierdie reeks te begin. Die eerste is dit: Christene
wat wil groei in geestelike volwassenheid, moet eerder as om bang te wees, of selfs die moeilike aspekte van ons geloof in Jesus Christus te verwerp, hierdie moeilike aspekte ons eie maak. Maak dit sin, dink bietjie daaroor. Die volgende stelling wat hy gemaak het is, getrouheid en ongemak is die perfekte bestanddele om te groei in volwassenheid. Getrouheid en ongemak. En ek is herinner aan die proses van bier maak. En hoe hierdie bier gewoonlik 4 bestanddele, koring, gars, water en nog iets anders bymekaar gegooi word, maar hoe dit met mekaar reageer en hoe daar organismes en bakterieë is wat verteer, maar hierdie mengsel bly getrou in die emmer en laat toe dat hierdie proses aangaan, laat fermentasie plaasvind, sodat daar iets kan wees wat iets beteken. En so is ons as Christene geroep om getrou te wees. Geroep om deur ongemak God toe te laat om ons te laat groei in volwassenheid. En dan die derde stelling wat hy gemaak het, is ons mense wat lewe vir God se glorie en sy eer en die beste vir alle mense. Is ons mense wat lewe vir God se glorie en eer en die voordeel van alle mense. Want ons is die wat toegerus is, wat vertrou word met die goeie nuus van Jesus Christus. Ons kyk vandag na 'n moeilike aspek van ons geloof. Moeilike waarheid, waarvan ons nie afstand kan doen nie, maar wat ons moet hanteer en wat ons moet deel met mense wat God in sy koninkryk in verwelkom. Dis goed, dis 'n ding waar ons moet vashou. En hierdie ding is 'n fondasie vir ons Christelike geloof. Jy weet seker waarvan ek praat. Die kruis. Die houtkruis. En nou nog kry ek 'n knop in my keel wanneer ek daai liedjie sing. En ek dink ek was 12 of 13 toe ek nou die eerste keer gesing het en hierdie woorde het my hart net diep getref. Daar was 'n houtkruis. My redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis en daarom sal ek sing. Dan vertel hy van Dawid en hoe hy gedans en sing het voor die ark. En hy sê, maar nou is daar 'n houtkruis en hoe kan ons met hierdie houtkruis, ons redder wat aan hierdie houtkruis sy lewe vir ons gegee het, ons hande vou en swyg? Hoe kan ons stil bly oor hierdie goeie nuus? En dan gaan hy nog verder en hy sê, maar wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak as my voete in dans los wil breek? Sien julle hoe hierdie sanger die woorde van die waarheid van die kruis sy hart getref het? En die laaste versie wat hy sing is, ek vra nie hoe jy voel nie. As gevoelens hoegenaamd besluit te raak, dan was daar nooit die pyn nie, toe die spykers deur die bloed daar die houtkruis kraak. Jesus was angstig op pad na die kruis toe. Maar sy gevoelens het nie bepaal wat hy doen nie. Die wil van sy Vader het bepaal wat hy doen. En ek dink nie ons besef altyd die impak van die kruis nie. Ons sien kruise reg oor die wêreld. Kruise wat ingeets is in klip. Kruise wat gegiet is in goud. Kruise wat
met diamante in, om hekke, om die nekke van Jesus volgelinge hang. En ook om mense wat nie Jesus volg te hang nie. Maar hierdie kruis het ons dit reg gekry om te romantiseer. Om dit iets mooi te maak. Maar vir die mense in die tyd van Jesus, en vir enige iemand wat hulle kruisiging waargeneem het, is hierdie iets brutaal. 'n houtkruis dood. Laat iets soos 'n galg en 'n gelatine en die inspuiting, die doodsvonnis inspuiting, soos instrumente van genade lyk. Paulus kom vertel vir Jesus volgelinge iets oor die kruis in 1 Korintiërs 1 vers 18. Ek besef hoe belaglik die boodskap van die kruis moet klink vir hulle wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Hy gaan aan en sê, soos die skrif sê, ek sal wyse mense se wysheid tot niet maak, en skerpsinnige se briljante idees van die tafel af vee. In vers 22 sê hy, die Jode wil wondertekens sê om die waarheid van die goeie nuus te bevestig, en die Grieke wil 'n vertoon van wysheid hê. Maar ons verkondig die gekruisigde Jesus. Vir die Jode is dit skokkend. En vir nie-Jode is dit absolute dwaasheid. Maar vir ons, wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is die gekruisigde Christus die magtige kragwerking van God en die wonderlike wysheid van God. Sien julle hoe Paulus kom en vee die argumente van Jode en nie-Jode, Jode en Grieke van die tafel af. Hy kom sê, maar hierdie kruis is fundamenteel. Dis die wysheid en die krag van God. Die kruis was deur eeue lank al oorgefrons. Dit gaan teen ons kultuur, dit gaan teen ons karakter. In die dag en tyd van Jesus het hierdie kruis 'n impak gemaak. Mense het geweet waar dit gaan. In Markus 8 kom vertel Jesus, vra hy vir sy disippels, wie sê julle is ek? En hulle sê, nee, maar U is die Messias. Hy sê vir hulle, maar dit is soos wat hulle sê. Maar dan gaan Jesus aan, in Markus 8, vers 31. Hoor wat sê Jesus. En hoor die reaksie van die disippels op Jesus se woorde. Jesus sê dit toe by hulle begin tuisbring, dat God bepaal het, dat hy, die seun van die mens, baie dinge moet ly. Hy sal deur familiehoofde, die priesterhoofde en skrifkenners verwerp word. Hy sal doodgemaak word. Maar na 3 dae weer opstaan. Hy het dit reguit vir hulle vertel. Maar Petrus vat hom toe eenkant toe en begin hom ernstig bestraf. Jesus het hom egter omgedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus bestraf met die woorde, gee pad agter my jou Satan, jy dink soos mense dink, jy dink nie soos God dink nie. Toe roep Jesus sy disippels en die skare na hom toe en sê vir hulle, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie lewe prys gee. Julle kruis opneem en agter my aankom. As julle probeer om julle lewe selfsugtig vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor.
maar as julle julle lewe ter wille van my of ter wille van die goeie nuus prys gee, sal julle dit juis red. Sien julle hoe Petrus reageer en sê, Here, maar jy verstaan nie die kruis nie. Jy verstaan nie dood nie, jy is die Messias, jy is die redder. Hou op om so te praat. Hierdie kruis was iets afskuwelik. Brutaal. Hierdie disippels het saam met Jesus geloop in dorpe waar mense gekruisig is. Kruisiging was iets wat 'n werklikheid vir hulle was. Iets gereserveer vir die grootste kriminele. Soveel so dat behalwe vir hoogverraad was geen Romeinse citizen, geen persoon van Rome mag gekruisig word nie. So wreed was dit. Net vir hulle vyande bestem. En in vandag se dag en tyd gaan dit ook teen ons grein. Daar's 'n ou wat praat oor die kruis. Sy naam is John Stott. En hy sê die evangelie van die kruis sal nooit 'n populêre boodskap wees nie. Want dit kom maak die trots van ons intelligensie en karakter nederig. Die kruis het 'n nederigmakingsvermoë. Dit gaan teen ons karakter en ons intellek. Dietrich Bonhoeffer sê, as Jesus Christus 'n man roep om hom te volg, nooi hy hom om dood te gaan. Is dit nie 'n wonderlike, wanneer ons mense doop en jy onder die water ingaan, is dit 'n teken, herinnering dat jy nou dood is aan jouself, saam met Jesus. En wanneer jy uitkom uit die water uit, dat jy nuwe lewe het in hom. Dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus in my. Wanneer Jesus iemand roep, nooi hy hom om dood te gaan aan homself. Ons sien in 2015 verskyn daar 'n video wat reg oor die wêreld hooftrekke gemaak het. 21 mans van die Koptiese kerk in Egipte word gevange geneem deur die ISIS-staat. En hierdie manne word tereggestel op 'n strand langs die Middellandse See. Terwyl hierdie ouens op hulle knieë staan met martelare se swaarde wat oor hulle koppe hang, kies hulle om geloof te hê in die een wat dood finaal en al oorwin het. En vriende, dis 'n oproep aan elkeen van ons. Dis 'n oproep aan elkeen van ons, want ons word geroep as Christene om ons lewens neer te lê, ons kruis op te tel en Jesus te volg. En daar kom 'n uitreiling, daar's 'n uitreiling wat plaasvind. Hierdie ouens het geweet, hulle ruil 'n lewe, 'n sigbare lewe vir 'n onsigbare. Hulle ruil skatte wat vergaan op aarde vir hemelse glorie. So word elkeen van ons geroep om hierdie uitreiling te doen. Fisies iets te verloor, om iets onsigbaar, iets in ewigheid te kan wen. Dalk hier swaar kry en pyn te verduur,
vir 'n toekoms van glorie. En daar's 'n paar goed wat ons verloor wanneer ons kyk na die kruis. En ek wil vandag met ons praat oor 2 van hierdie goed wat ek dink, wat ek sien in my eie lewe en wat ek glo jy sal kan mee identifiseer. Die eerste een is om jou eie baas te wees. Jy verloor die feit dat jy jou eie baas is. Daar's 'n liedjie van Backstreet Boys wat sê, I wanted my way. En is dit nie so groot filosofie van die westerse wêreld vandag nie? As jy kan droom, kan jy dit doen. Jou toekoms is in jou hande. Waarvoor roep Christus ons? En hierdie kultuur van individualisme infiltreer elke deel van ons lewe. Brett McCracken in sy boek Uncomfortable sê om Jesus te volg beteken om ons eie begeertes op sy te sit. Ons eie begeertes om God te wees op sy te sit en hom toe te laat om in ons en deur ons te heers. Om Jesus te volg beteken om ons eie begeertes om God te wees op sy te sit en hom toe te laat om in ons en deur ons te heers. Vriende, hierdie gaan teen die grein van die kultuur. Dit is stroom op. Ons is in 'n kultuur waar jy op jou eie krag en wysheid staat maak. En waartoe die kruis ons roep is ons om eie wil en op sy te sit. En werklik hierdie gebed te bid. Here, laat U wil geskied. En baie keer laat ons toe dat hierdie evangelie van die kruis, hierdie evangelie van Jesus Christus, opgestane verlosser, ons verander, tot op die plek waar dit begin krap in ons eie slaai. Ek sal Jesus volg op my eie terme. En Dietrich Bonhoeffer noem dit cheap grace, goedkoop genade. En ek het sy stelling het ek vertaal in Afrikaans, vry vertaal. Maar hy sê goedkoop genade is om te sê jy is vergewe sonder dat jy hoef te bekeer. Die doop sonder kerkdissipline, nagmaal sonder belydenis, vryspraak sonder persoonlike belydenis. Goedkoop genade is genade sonder disippelskap. Genade sonder die kruis, genade sonder Jesus Christus lewendig, ten volle God, ten volle mens. As Jesus volgelinge word ons geroep om hierdie individualisme te staan. En die dwaasheid van persoonlike behoefte, persoonlike voorkeur Christendom. Ek sal 'n Christen wees solank as wat dit vir my gemaklik is. Ek sal 'n Christen wees op my terme. Nee, ons volg Jesus op sy terme, op die waarheid van sy woord, op die fondasie van sy lewe. Nie ons eie nie, nie ons eie voorkeure nie. Die kruis roep ons om ons eie lewens neer te lê en toe te laat dat Jesus in en deur ons leef. Paulus sê, is nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus in my. Ek bid dat dit waar sal wees in elkeen van ons lewens. Maar die volgende ding wat ons verloor, wat ons uitdaag, wat ons aanspreek oor die kruis, is dit kom val ons trots aan. Dit val ons trots aan. In Jesus se tyd was dit teen die kultuur, die kruis, die evangelie van Jesus Christus het gekom en hy het prostituie en tollenaars verwelkom saam met
godsdienstige leiers en die wat in die kultuur verhewe was bo almal. Hy het almal op gelyke speelveld kom sit. En dit doen dit nog steeds. En hierdie dit gaan teen ons grein. En daar's 'n filmmasjien, 'n Koreaanse film, wat hierdie so mooi vasvat, so mooi kom aanspreek. Dis eintlik hartseer, maar dit gaan oor, die storie se naam is The Secret Sunshine. Dit gaan oor hierdie vrou wat haar man verloor en besluit om na 'n ander stad toe te gaan. Nuwe wortels te skiet, 'n nuwe begin te maak, en sy en haar klein seentjie gaan na hierdie stad toe. En dit gaan goed vir so rukkie, en toe gebeur die onvertelbare. Haar seentjie word vermoor. Verskriklik, en ek bid dit aan niemand toe nie, en hierdie ma se hart is gebreek en stikkend. Die oortreder word gevang en hy word in die tronk gestop. In tye wat volg kom hierdie ma tot bekering. Sy ervaar hierdie genade en aanvaarding deur Jesus Christus. Sy ervaar vertroosting by hom. En Heilige Gees lei haar na 'n plek waar sy weet sy moet hierdie moordenaar, haar seun se moordenaar, gaan vergewe. En dis waar die draaipunt in die storie kom. En sien, alhoewel haar vriende haar gesê het, luister, jy hoef nie tronk toe te gaan om dit te doen nie, het sy hierdie begeerte gehad om die ou in die oë te kyk en te sê, weet jy wat, ek vergewe jou. En sy gaan tronk toe, en toe hierdie moordenaar instap, toe is haar glimlag op sy gesig, en daar's vrede in sy oë. En sy sê vir hom, maar jy lyk beter as wat ek verwag het. En hy begin vir hom te vertel hoe hierdie wonderlike boodskap van genade hom getref het, hoe hy voor God gekom het en sy sondes bely het, en hoe hy weet hy is vergewe, hoe hy weet dat God hom aanvaar, hoe hy so opgewonde is oor hierdie genade. En dit skok haar, dit is soos 'n nat snoek in die gesig. Maar wat haar finaal breek is die feit dat hierdie ou vir haar sê, weet jy, ek dink aan jou en ek bid vir jou. Sy kon nie glo dat God haar gewen het in hierdie vergifnisproses nie, dat God hom vergewe het voordat sy dit gedoen het nie. Inteendeel, sy sukkel om eers te dink dat God hom kon vergewe. 'n krimineel, 'n moordenaar. En sy val flou toe sy daar uit die tronk uitloop, want hierdie is heeltemal te veel vir haar. En dit herinner my aan hierdie storie van die verlore seuns, waar Jesus kom vertel van hierdie seuns, hierdie losbandige, jong, rammetjie uitnek seun, wat wegloop van die huis af met al sy geld, al sy pa se geld, sy erfborsie. Dit spandeer op sinnelose, aardse plesiere. En hierdie seun kom terug en hy kom bely en hy sê, pa, ek's jammer. Ek het teen jou en teen God gesondig. Sy pa sê, is genoeg, kom ons vier fees, my seun was dood en nou lewe hy. En hierdie ouer broer kom in en hierdie genade is te veel vir hom. Maar ek sien dit in my eie lewe. Soveel keer wanneer iemand wat ek dink dit nie waardig is nie, tot geloof kom, dan is op vir so oomblik 'n ding wat in my opstaan en dink, maar jy verdien dit nie. Ander kere is daar 'n oomblik in my lewe wat ek dalk deur 'n moeilike tyd gaan. En ek kom dring by God aan en sê, Here, maar ek verdien dit nie. Here, ek volg U. Hoekom gebeur hierdie goed met my? En ek sien trots in my eie hart opstaan. So asof ek enigstens iets verdien. Ja, ek verdien iets. Ek verdien straf, ek verdien dood. Maar Jesus het in my plek die straf gevat.
In my plek is hy gedood sodat ek mag lewe hê. Jesus is my plaasvervanger. Paulus kom herinner die mense in Galasiërs. In Galasiërs 5, hierdie mense van Galasië het deur 'n moeilike tyd gegaan. Tawwe tyd, want hulle het gehoor dat dalk moet jy 'n Jood word om regtig 'n Christen te wees. En as jy 'n Jood moet word, dan moet jy besny word. En dalk is genade alleen nie genoeg nie. Dalk is daar meer wat ons moet doen. En Paulus kom spreek hulle aan. In Galasiërs 5 vers 10 sê hy: Ek het vertroue in die Here wat julle betref, dat julle nie anders as ek sal dink nie, maar die persoon wat julle verwar het, sal gestraf word, wie dit ook al is. Wat my betref, broers en susters, as dit waar is dat ek steeds verkondig dat die besnydenis noodsaaklik is, waarom word ek dan vervolg? Dan is daar mos niks meer, dan is daar mos nie meer 'n kruisboodskap wat kan aanstoot gee nie. Ek wens werklik dat die wat julle opstandig maak oor die besnydenis sommer hulle self kastreer. Paulus is ruthless met hierdie ouens. Ek sê, weet jy wat, ek hoop dat hierdie ouens hulle self kastreer. Wat hulle kom verkondig in julle evangelie, anders as die kruisboodskap. 'n Evangelie wat sê, weet jy wat, jy moet iets doen. Jou goeie werke beteken iets. Daar is niks wat jy kan doen nie. Deur genade alleen word ons gered. En sien waar ons mense is wat glo dat ons goed verdien en dat goed ons toekom, is hierdie teen ons grein. Dis iets wat ons verloor. Dis iets wat ons nog nooit gehad het nie. Ons verdien niks nie. Maar ons verloor dit tog, want ons het hierdie ding wat ons in ons harte, diep in ons harte dink ons, as ons goed doen, en ons sê die regte goed, en ons praat die regte taal, dan sal God ons aanvaar. God aanvaar ons op grond van wat Jesus Christus in ons plek vir ons kom doen het. Deur genade alleen is daar vir ons redding. Ons het niks om op trots te wees nie. Ons het niks waarmee ons kan spog nie, behalwe Jesus Christus en sy dood in ons plek vir ons sondes. Vriende, is hierdie twee waarhede wat jy kan vasvat, wat jy jou eie sal maak, dat die kruis ons roep om ons lewens neer te lê, en dat Jesus Christus basis oor ons lewens, en dat die kruis ons roep om ons trots en verdienste neer te lê, en te aanvaar dit wat Jesus Christus in ons plek vir ons kom doen het. Ek bid dat dit sal. Wil jy moet luister na hierdie lied, nadat ek vir ons gebid het, en mag die kruis van Jesus Christus jou in verwondering laat staan van wie hy is en wat hy kom doen het. Here ons God, dankie vir hierdie geleentheid, Here, waar ons werklik kan kyk na u kruis en hierdie goed wat u kruis ons dring om op te gee. Here, en ek bid, Here, waar individualisme en die nood, die roep van die wêreld om ons eie baas en ons te wees. Bid ek, Here, dat U ons die krag sal gee om ons lewens neer te lê en U te volg. Here, ek bid dat daar waar trots in ons harte inkruip, Heer. En ons baie keer dink ons verdien iets, of ander mense verdien nie iets nie, Heer. Heilige Gees, dat U ons sal kom stil maak, en ons sal herinner, Heer, wat U in ons plek vir ons kom doen het. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, luister na hierdie lied. 'n Houtkruis. Wees geseënd.
Daar was 'n houtkruis, ja, ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid, voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg, want daar was 'n houtkruis, ja, ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete dans wil, los wil breek, want daar was 'n houtkruis, ja, ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed